'n hartlike goeiemôre, dit is so 'n wonderlike voorreg om weer saam te kan wees. En net so ons harte net voor die Here te kan uitstort en te sê dankie, dankie, dankie vir wie hy is in ons lewens. Dat ons saam met hom kan wandel en hy saam met ons. Ons is nie alleen nie, nooit ooit nie. Die laaste 3 dae, Woensdag aand, Donderdag aand, Vrydag aand, het ons bymekaar gekom en in vas en gebed gewees. En dit was so 'n kosbare tyd wat ons regtig net onsself kon verootmoedig weer voor die Here. Werklik waar net wat ons harte kon oopmaak en sê, Vader, hier is ons vir U. So baie keer is daar 'n krisis of iets en dan gaan ons in gebed en vas en baie keer is dit net om by 'n plek te kom en sê, Vader, hier is ons. Wat is op U hart? Ons hardloop so en die lewe is so gejaag, daar's so baie dinge wat ons lewens se aandag aftrek. En net om te kan stil word. Bietjie van daai goeders eenkant te sit, net om uit die gehardloop uit te kom. En sê, Vader, hier is ek, om by U voete te kan sit. Elke geleentheid wat ek het. En ek wil graag met U 'n bietjie deel wat ons gehad het hierdie 3 dae. Want as 'n gemeente beweeg ons saam. En baie van U kon dit nie hierby wees nie. Maar dit is so belangrik om te deel wat die Here vir ons sê op hierdie oomblik. En dit wat uitgekom het en die belewenis rondom dit. Want anderster beweeg ons nie saam nie. Die gedeelte wat ons gebruik het om na te kyk in hierdie 3 dae, kom uit 2 Kronieke 7. En my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle ootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Ons is almal bewus. Ons land, ons buurland, die wêreld is in chaos. As ons kyk van die natuur af, regdeur orals. Dis asof dit net vinniger en vinniger uitmekaar uit spat. Om net 'n voorbeeld te, ons was nou vir so 'n paar dae in Pretoria. Nou ek het in Pretoria groot geword. Nie groot geword nie, my laaste 2 jaar van hoërskoolloopbaan was ek daar. Toe was ek in die polisie daar en toe is ek van daar af uit. My ouers woon daar, elke jaar gaan kuier ons daarso. En hierdie laaste 2 jaar is dit verskriklik opvallend hoe alles agteruit gaan. Februarie maand was ons vinnig daar om by my pa te kom wees. En nou was ons weer daar om by die ouers te wees vir so tydjie. En hoe die goed breek en dit lê net. Dit is fisies hoe jy kan sien hoe alles agteruit gaan. En ons beklei. Die mense beklei. Hulle beklei oor mag, hulle beklei oor geld, hulle beklei oor posisie, beklei oor status. Die kerke raak al hoe leer. Die mense raak al hoe besiger om te probeer regmaak en ons kom nie daarby uit nie. Ons almal raak so besig en ons sien die goeders raak agteruit en hoe harder ons werk, die goeders val uitmekaar uit. Daar's iets missing. As my volk, ek wil hier hoor wat sê ons Vader hierso. Hy sê nie as hy klomp heidene daar buite, wat my nie ken nie, wat net wil almal moord en steel en slag. Hy sê nee, as my volk, oor wie my naam uitgeroep is, oor wie in my hart dra, hulle verootmoedig. Daai verootmoediging is letterlik om jy knie te buig voor die Here. Will humble themselves and pray. Waarom? Want
Ons raak so besig met ons eie lewens en ek wil my eie lewe beskerm. Want ek sien die goeders val uitmekaar, so ek moet al hoe meer by mekaar maak, ek moet al hoe meer, my mure moet al hoe hoër, my sekuriteit moet al hoe beter, want die goeders, die Here sê nee. As my volk, my kinders, hulle knie buig, en hulle verneder hulle self voor my, en bid en my aangesig soek, en bekeer van hulle verkeerde weë. Wat is die verkeerde weë as kinders van die Here? Dan sal ek uit die hemel hoor, en hulle sonde vergewe, en hulle land genees. Ek gaan myself aan hulle openbaar. Ek sal die land genees. Nou hierdie gedeelte is waar koning Salomo die tempel oopgemaak het. En dit was sy gebed tot God en sê, Vader, mag hierdie plek 'n plek wees wat u naam dra, wat u teenwoordigheid dra. Toe die tempel oopgemaak is, gesê en die Here kom en hy sê in 2 Kronieke 7 vanaf vers 12. 2 Kronieke 6, jy kan dit gaan lees, waar hy die tempel aan die Here opdra. 7 vers 12, verskyn die Here in 'n nag aan Salomo en sê vir hom, ek het jou gebed gehoor en hierdie plek vir my 'n offerhuis verkies. As ek die hemel toesluit, dat daar geen reën is nie, en as die sprinkaan beveel om die land af te vreet, en of ek pes onder my volk stuur. En dan kom in vers 14. En my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid, en my aangesig soek en bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor, en hulle sonde vergewe, en hulle land genees. Nou sal my oë oop wees, en my ore luister na die gebed van hierdie plek. So het ek nou hierdie huis verkies en geheilig, dat my naam daar kan wees tot in ewigheid, en my oë en my hart sal altyd daar wees. My oë en my hart sal altyd daar wees. En hierdie week het ons regtig net voor die Here gekom, en hy het vra vir ons, wat is die vas wat ek dan verkies? Vra die Here. In Jesaja 58 is dit so duidelik waar hy sê, is dit nie die vas wat ek verkies het, dat julle losmaak die bande van goddeloosheid, dat julle afhaal die stroppe van die juk en vry laat weggaan die verdruktes en elke juk stukkend breek nie. Is dit nie dat julle brood breek vir die wat honger het nie, en elendiges, swerwelinge in julle huis inbring nie, as iemand sien wat naak is, dat jy hom sal klee en jou sy eie vlees nie verberg nie. Hy sê die vas wat ek van julle hoor, wat ek by julle wil hê is, dat julle julle harte sal oopmaak vir mekaar. Engels sê daar so in vers 10, dit so kosbaar, and if you pour out with which you sustain your own life. Die een vroutjie, die getuienis, die een aand, sê sy, toe sy besig was met hierdie skrifgedeelte, die oggend gaan stap sy daar langs die lagoon, en daar is 'n ou wat in die asblikke besig is om te grawe, en hy het so dun baadjie aan, en sy's lekker toegedraai, want dit is koud, en sy het haar beanie op die kop, en die volgende oomblik voel sy, maar sy met haar beanie vir die ou gaan gee. Nou, dit klink baie belaglik. Maar heel eerste, dis so kosbaar om daai oomblik te weet, maar die Here praat met my. Ons soek hierdie geweldige groot goeders, net daai bewustheid van gee jou beanie. En sy het so geworstel op daai stadium van, heel eerste, jy gaan uit met jou favorite beanie. Sy het 10 ander in die kas, maar jy gaan uit met jou favorite een, wat is jou lekker ene. Is dit nie so nie? En hier worstel sy in haar gees oor 'n beanie. En hy is verby haar, en sy is verby, en so beklei sy en worstel sy. Sy was besig met die Here, en sy was so wonderlik met die Here, en gee jou beanie. Dis al. En hier beklei sy met die Here, en hier worstel sy.
maar dis my favorite meanie, en dis ek, en, maar sê nou ek hoor verkeerd, sê nou dis nou ek wat, ons ken daai gesprekke. Ek weet nie of jy dit ken nie, maar ek ken daai gesprek. En sy sê, sy stoot daar voort, en later sê, okay, sy gaan gehoorsaam wees aan die Here. Okay, nou soek sy hom, nou kry sy hom nie. Nou kry sy hom nêrens nie, sy is op en af in die strate, en I missed the opportunity. If you pour out with that which you sustain your own life. Ons dink baie keer aan geld. Ons dink, with what do you sustain your own life? Dit wat jy jou eie lewe mee vashou. Wat is dit? Dit kan jou menswees wees. Die Here lê op jou hart, gaan kuier net by iemand. Ag nee, ek het nie nou tyd nie. Bel net iemand wat jou nou nodig het. Nee, ek het nie nou tyd nie. En dan my tyd, ons het Lydia gepraat oor generosity, time, talent and treasure, wat ons almal het. En dis daai 3 goeders waarmee die Here wil hê, ons moet mekaar kan dien. Time, talent, treasure. Want jy het nie treasure nie, maar jy het tyd. Jou talent, dit wie jy is. En die Here sê ons harte, dit wat as ek my hart kan oopmaak vir hulle. En ons het so gekyk daarna hierdie week en die tweede aand wat ons regtig by gaan stil staan, is as gevolg van die gewonde harte in ons land. Ons land sit met gewonde harte. Die kerk sit vol gewonde harte. Gewonde harte, en ons het donderdag het ons genocide day gehad. En ons het saam met die ouens, die Namas en die Hereros wat hier saam was, het ons bietjie saam gebid en regtig gevra, Vader, ons kan nie in die verlede vashak nie, maar ons kan nie die verlede herhaal nie. Ons is 'n volk, sy kinders as my kinders, oor wie my naam uitgeroep is. Hulle land genees, jou land is waar jy is, dis wie jy is. Ons is heeltemal bewus van die stikkenheid van ons wêreld rondom ons. Ons probeer dit verbloem, maar as iemand net daar druk, ek meen, hier sit 'n suster hierso voor, sy weet hoe is dit, die mense kom na haar en sê, help my suster asseblief. En dan vat jy aan daai Eina, Eina, nee, nie nou. Dan sê sy, byt boetie, byt. Die pleistertjie moet af, ek moet daai wond skoonmaak, as hy wond nie skoon gemaak word nie, kan hy nie genees nie. Okay, en sy moet gaan sit, en daai wond skoon gemaak word, en sy moet dit fisies doen. En ons sit in ons land met geweldige gewonde harte. Vers 14 is so kragtig wat dit aanbetref. En my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig. Trots en hoogmoed verberg wonde. Ek het jou nie nodig nie, ek het dit alleen doen. Daai trots, daai eie ek, dat ek nie kan toelaat dat ander mense kan inkom nie, dit verberg die wonde, maar as iemand daar druk, dan pop daar chaos uit. As iemand my net voel ek bietjie te nagekom, wat gaan nie aan? Dis 'n teken dat daar's verwonding wat in ons harte plaasgevind het. As jy in sekere situasies kom, by sekere mense byvoorbeeld, dan wie van die ken daai ene? Nee, ek wil eerder hier wegkom. Daar's 'n wond. Daar's 'n wond. En die Here sê, 'n man se gees ondersteun hom in sy krankheid, maar 'n verslae gees, wie kan dit opbeer? Hy sê, 'a wounded spirit. Wie kan daarmee
Wie kan daarmee werk? Ons land het genesing nodig en die Here sê, ek sal dit genees as julle verootmoedig en voor my bid, maar as gevolg van trotsheid in ons hart. Kan ek nie die knie buig nie. En bid en my aangesig soek. Die Here is naby, die wat gebroken is van hart, en hy verlos die van 'n verslae is en van gees. Donderdag aand het sy deurgewerk en deurgebid. Sê Vader, as daar enige verwonding nog in my hart is, ons kom voor U, ons soek U aangesig. Die gebroke van hart, U is naby die gebroke van hart. En hy sê, ek sal uit die hemel hoor en julle sondes vergewe en julle land genees. Hierdie land begin in ons harte. Die verwonding wat plaasgevind het. En wat nog steeds plaasvind, selfs in die kerk. Ek persoonlik dink, dit breek die Here se hart. Dat sy kinders so onder mekaar roekeloos is. Ons het so alles om te gee wat hy vir ons het. Sy liefde heel eers. En hy sê, my oë en my hart sal in hierdie plek wees. Die tempel waarvan hy gepraat. God sê, sy oë en sy hart. Die Here is naby die wat gebroken is van hart, en hy verlos die van die verslae is van gees. En ek sal uit die hemel hoor en hulle sondes vergewe. Hy genees die wat gebroken is van hart en verbind hulle wonde. Dis wat ons Vader doen. As ons hom toelaat. As ons hom toelaat. Maar wat dan? Wat dan? As hy my hart genees en my wond skoon gemaak het. Vrydag aand het ons hierdeur gegaan en my volk, hulle verootmoedig, hulle bekeer van hulle verkeerde weë. Dis 'n harde hart. Die verkeerde weë van sy volk is 'n harde hart. Hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek. Daar moet 'n plek kom in ons lewens wat sê, genoeg is genoeg. Genoeg is genoeg. Ek gaan nie toelaat dat hierdie goeders wat my kom vashou het, my aangeraak het, dit wat die aan my gedoen het, dit wat daai aan my gedoen het, die en dit gesê, daai en dit, ek kan nie toelaat dat hierdie goeders mee my land vernietig nie. Ek het nie vryheid nie. Ons sit met stikkende families, stikkende huise. Ma's en pa's is uitmekaar uit, kinders is uitmekaar uit. En ons dink dis okay. Dis maar, it happen. Eerens het 'n hart verwond geraak. En 'n verwonde hart, ons ken daai ding van, hurting people, hurt others. As ons sien hoe maak ons mekaar seer, is dit nie omdat daar 'n eina dalk daar sit nie. Ons harte. Genoeg is genoeg. Ek is nie 'n slagoffer nie. Die Here kom en hy sê ek verbind die gebrokenis. Ek maak hulle heel. Wat vir my so kosbaar is, Jesus het self hierdie woorde gespreek in Lukas 4 vers 18 tot 21. Waar hy kom en hy sit daar in Nasaret en hy openbaar hom wie hy is en hy sê hierdie woorde: die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbrysel is van hart te genees. Dis wat Jesus kom doen het. Hy sê, dis wie ek is. Ek het gekom om die wat verbrysel is van hart te genees. Hy sê, my hart en my oë sal in die tempel wees. Sy hart in ons hart.
Wanneer hy ons aanraak, genees hy ons, en dan is hy genesing nie net meer vir ons nie. Hy wil ons genees. Hy wil sy land genees, en hy sê, en hy het my gestuur om die verbrysels van hart te genees, om aan die gevangenes vrylating te verkondig, en aan die blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is, in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here te verkondig. Hy sê, ek wil hê ons moet in vryheid kan wandel. Daai pyn, daai seer, daai ouch, genees. Hy sê hierso vir Salomo, ek gaan my oë en my hart in hierdie tempel vir ewig sal wees. Nou kom Jesus en hy sê, julle is die tempel van die Heilige Gees, en hy sê dieselfde goeders. Jesaja 61 was die profesie gewees, en Jesus sê toe vir hulle in Lukas 4, hier sit die profesie. Ek is hier. En hy sê dit hier, so ek wil julle mooi hoor. In Lukas 4 vers 18 tot 21. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbrysel is van hart te genees, om aan die gevangenes vrylating te verkondig, en die blindes herstel van gesig. Wat is die ding wat die Here gesê het? Ek sal in die tempel hê, my oë en my hart. Die blindes herstel van gesig, en om die wat gebroken is, vrylating weg te stuur. Die aangename vrylating, my plek nou verloor. Hy het my gestuur om die wat verbrysel is van hart te genees. Sy oë en sy hart in hierdie tempel. We are the carriers of the heart of the Father, and we can see what He sees. Ons sien wat hy sien, maar ons hart kom nie in lyn nie, omdat ons nog steeds baie keer loop met 'n hart wat verwond was. En nou is ons bang. Ons is bang. Ek wil nie weer verwond word nie. So ek is nou genees, ek is okay. Nou sien ek. Maar ek wil nie weer daar gaan nie. Ek wil nie weer seer kry nie. En die Here sê, ek is met jou, my kind. Die kans dat hulle jou gaan seermaak is groot. It's gonna happen again, maar jy het nodig om my hart en hulle oë te laat oopmaak, dat hulle kan sien. Ek is met jou. Maar daar kom 'n plek waar ek en u moet sê, genoeg is genoeg. Ek is genees. Ek is nou die antwoord vir hulle wat dit nodig het. En as hulle my seer maak, gaan ek kyk, waar is die eina daar? Want hy maak my seer as gevolg van, daar moet nog 'n seer wees daar. Ons is nie meer die victims nie. Ons is die antwoord. Daar is so 'n kosbare sê ding wat lank gelede in leierskap uitgekom het van, die lokale kerk is die antwoord vir 'n gebroke wêreld. Hoekom? Omdat ons die genesing ontvang het en ons kan dit nou uitvat. Maar nou is die kerk op so 'n plek van survival mode. Ek onttrek eerder dat ek wil net nie seer gemaak word nie. Nee. Jesus het presies geweet wat vir hom voorlê toe hy in 'n stikkende wêreld ingestap het. Ons het hom verbrysel deur ons seer. Ons het hom verbrysel deur ons stikkende harte. Vrydag aand het ons gekyk na Josef, na sy verhaal gekyk. Net so vinnige oorsig rondom dit. Die droom, hy was die bevoorregte seun. Alles het voor hom oopgelê. Sy broers gooi hom in 'n put. Die verraad. Hy verloor sy familie, sy sekuriteit, sy identiteit, sy vryheid, sy toekoms, soos hy het verstaan het, alles vir hom weggeneem. In Genesis 39 word hy 'n slaaf, en wat so kosbaar is. 'n Slaaf, as u net daarin dink, hy's gestroop van alles, daai jong man,
wat uit 'n huis uit gekom het vol liefde, wat hy was die favourite kind, hy het alles gehad in sy hart begeer. En ewe skielik, hy het nie geweet sy broers voel so oor hom nie. Hy het nie geweet dit is wat in hulle harte is, dat hulle hom wil doodmaak nie. Hier staan daai jongman, hy staan kaal op 'n platform daar met sy hande agter sy rug vasgemaak. Voor 'n volk wat hy nie ken nie. Hy's 'n niks. Hy's gestroop van alles. Hulle kyk in sy ore, en hulle kyk in sy hande, en hulle kyk in sy tande, en dan bie hulle op hom, en dan die beste bie vat hom huis toe, en hulle kan maak met hom net wat hulle wil, hy's 'n slaaf. Maar ek wil hê met u hierdie woorde hoor. Hierdie woorde was nie gespreek toe hy in die huis was, en by sy paal was, en alles goed gegaan het nie. In 37, hoofstuk 37, en 39 staan die Here was met Josef. Daar staan daai jongman, uitgelewer aan alles, en die volgende woorde, na alles beskryf is dat, en die Here was met Josef. En so gaan die verhaal aan, in die gevangenis. Hy word weer vals beskuldig, word weer verraai, weer vergeet, en die volgende woorde, en die Here was met Moses. Josef, hy was met Moses ook, maar hy was met Josef. In daai krisis, in daai chaos, in daai pyn, in daai frustrasie, en hy lig hom op. En op die eind van die dag word hy net onder Farao. En toe word hy gekonfronteer. Hy word gekonfronteer met sy broers. Die pyn kom naby. En ons lees daarso in Genesis 45. Ekskuus, nou die Engels nou hier voor my. Toe kon Josef hom nie meer langer bedwing voor almal wat by hom gestaan het nie. En hy het geroep, laat almal vir my af weggaan. Dis nadat hy sy broers nou by hom was en hy's gekonfronteer met hierdie, hy is onder Farao. Hy sê net en dit gebeur. En hier kom hierdie, en dit word gekonfronteer in sy gesig. Laat almal van hom weggaan, en daar het niemand by hom gestaan, toe Josef aan sy broers bekend gemaak het nie. Daarop bars hy in trane uit, sodat die Egiptenaars en ook die huis van Farao dit gehoor het. Die pyn hier binne in sy gees was so seer. Hy word gekonfronteer ewe skielik met daai pyn. Dat hy uitmekaar uitgeskeer word. Dit wat hier van binne af uitgekom het, Egipte het dit gehoor. Tot die huis van Farao het dit gehoor, hoe hierdie pyn van binne af uitkom. Die enigste manier hoe God sy land kon genees, is waar hy gekonfronteer geword het met hierdie ding wat hom so seer gemaak het. Mense, ons dink ons is baie keer genees, en ons loof die Here en prys die la, totdat jy in 'n plek instap en jy word gekonfronteer met daai pyn. Dis hoekom die Here kom en sê, ek genees jou. Dat my hart in jou hart kan wees. Ek verbind dit. En ek wil regtig vir u sê vanoggend, die diep werk in die hart word baie keer in die tronk. Gebeur baie keer in die tronk. Daar waar ek myself wil toesluit, daar waar ek wil wegkom, maar die Here wil nie hê dis waar ons moet leef nie. 'n geneesde hart soek herstel, 'n gewonde hart soek wraak. As ons gaan kyk hoe lyk ons land, en ons kyk en ons lag vir almal en ons smile vir almal. Maar sit u nie dalk met 'n seer hart, 'n stikkende hart. En wanneer u gekonfronteer word, is dit te seer, I can't go there. Josef kom op daai plek net gesê het, verwyder hulle.
gooi hulle in 'n put, verkoop hulle, dat hulle kan voel wat ek gevoel het. En Josef sê, kom, gaan haal ons pa, kom. Sy broers was baie bang geweest. Nadat Jakob dood is, kom sy broers, en hulle sê maar, nou gaan hy iets aan ons doen. Want pa is dood, en hulle sit nog steeds met hierdie verwonding met hulle hart, oor dit wat hulle aan hom gedoen het. Nou is die pa weg, wat gaan hy nou doen? En hulle sê, hulle maak amper hierdie deal met hom, en hy sê nee. Dit wat julle uitgesit het vir kwaad, dit het God uitgesit vir goed. Ek wil net daai woorde gou vir u lees. Maar Josef het hulle geantwoord, moenie bevrees wees nie, want is ek in die plek van God? Want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goeie gedink om te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. That what you have planned for evil, God turned it out for good. Die vyand het planne vir ons lewens om ons te vernietig. Hy wil ons vernietig. Hy wil die kerk vernietig. Die kerk kry swaar op die stadium, daar's druk van alle kante af en dit gaan baie swaarder word. Maar God se hart is in ons gedeponeer. Sy gesig is aan ons gegee en ons het nodig om dit te kan sien, want hy woon in u en in my. En wanneer ons die seer sien wat daar gedruk word, moenie weghardloop daarvan nie. Soos wat 'n verpleegster moet sit met daai dettel en daai watjie om daai skoon te maak, gaan dit vir ons en hulle gaan vir ons skel en skree. Sê gaan weg van my af, jy maak my seer. Sê die genesing is ek weet dit. Ek weet wie die een is wat jou genees. En die Here kom en hy sê, ek sal jou land genees. Het jou land genesing nodig op die stadium? En ek praat nie net van Namibië nie, ek praat van jou land, daar waar jy werk, daar waar jy operate, en kom ons vat dit nader, daar waar jy jouself bevind. En ons kon Vrydag aan die deur bid en deur werk, en ek moet vir u sê, ons land het genesing nodig, en hy het manne en vroue en jong manne wat kan sê, enough is enough, I am not the victim, ek is nie 'n produk van my verlede nie, ek is nuut gemaak deur God, en ek het die antwoord in hom, en hy in my. Ek kan sien, en ek dra sy hart, my hart is genees, my hart is heel gemaak. Dit wat julle dalk beplan het vir sleg, het die Here uitgedraai vir goed. Maar hy sal my nooit alleen laat nie. In die tronk, God was met Josef. As 'n slaaf, God was met, in u gebroke tydperk, daai tyd wat dinge heeltemal verkeerd gegaan het, kan u gaan kyk. God was met. Musiekspan, julle kan vorentoe kom. Ek wil hierdie vraag aan u stel vir oggend.
Wie is die outeur van u storie? Wie is die skrywer van jou verhaal? Soek ons die Here of is ons regtig net besig om te survive? Kon ek toelaat dat die Here al genoeg herstel in my lewe gebring het, dat ek ander kan help? Of as iemand net by my druk en of is ek nou op daai plek waar ek sê, Vader, ek dra u hart en ek dra u sig. Gaan daar slegte goeders in jou lewe gebeur as kind van die Here? Ja. Want ons is in 'n gebroke wêreld met stikkende, gebroke mense. En ek is een van hulle. Maak ek baie keer mense seer? Ja. Is dit my intensie? Nee. En as dit my intensie is, dan sorteer my in elk geval uit. Ons maak mekaar seer. Want ons kom uit 'n gebroke wêreld uit, maar sodra die Heilige Gees sê, my kind, nee. Dat ek kan gaan sê, ek is jammer broer, ek is jammer suster, ek is jammer my lief, ek is jammer. Maar wat gebeur as iemand jou seer maak? Kan ek die ou in die hande vat en sê, my vriend, this is not who we are. Dis nie wie ons is nie. Kom ons sorteer uit die dinge en dra ons Vader se hart, dat ons kan sien hoe hy ons land genees. Ons sien die stikkende goeders rondom ons en hy het ons sy gesig gegee, dat ons kan sien. Hy sê, my kind, ek wil jy moet sien. En dan sê hy, as my volk, oor wie my naam uitroep is, hulle self verootmoedig. If they would humble themselves and pray and seek my face, I will hear from heaven and heal their land. Vergifnis. Hy sê heel eers vergewe en dan sal ek vergewe. Ek wil u vanoggend vra, as u vanoggend sê, genoeg is genoeg. Genoeg is genoeg. Ek is nie 'n produk van my verlede nie. Ek dra die hart van my Vader en ek kan sien. Vader, ek kom vanoggend as mens totaal afhanklik van U. Want ek weet as baie mense nog 'n bietjie druk, dan pop daar iets uit. Maar genoeg is genoeg. Ek kies om U hart te bewaar in hierdie tempel, om te sien wat U sien. As die Here met U praat vanoggend, dalk oor 'n gebroke hart wat nodig het om dit regtig te erken vir wat dit is. Wat ook al die rede is, dat jy net vir die Here sal sê, hier is ek. As die Here met u vanoggend net praat, sal u net saam met my staan in afhanklikheid voor hom nie. Sê Here, hier is ek. Moenie staan om ander mense staan nie. U weet wat in die hart aan die gang is. Maar as u voel in die hart wat u sê vanoggend, enough is enough. I'm not going to be the victim anymore. I take my place. Ek vat my plek. Sal u saam met my staan vanoggend, Vader, asseblief.
Vader, U sien ons vanoggend. Soos wat ons so voor U staan en ons kom bepleit ons afhanklikheid voor U. Vader, U ken elkeen van ons se hart. Ons hartsbegeerte is om U hart te kan dra. Ons hartsbegeerte is om voluit saam met U te kan wandel, dat niks ons sal terughou nie. En ons kom met hierdie totale afhanklikheid voor U. Ons is U kinders. Vader, hierdie tempel waarin U nou woon, ons liggame, mag dit U eer. Vader, waar daar genesing nodig is in hierdie liggame, in U tempel wil ek vra dat U deur U Heilige Gees vanoggend ons liggame sal aanraak, volkome herstel, dat dit moet wees soos wat dit moet wees. Ons kom in hierdie afhanklikheid na U toe. We bow our knees before you, Father. And we humble ourselves before you. Word verheerlik in ons lewens. Word verheerlik. We are not the product of our past. We are the calling of the Lord in our future. In Jesus' naam. Amen. Mag die Here ons vrymaak van elke ding wat ons terughou. Dat ons in totale afhanklikheid saam met hom kan wandel. Elkeen van die wat staan vanoggend, mag u beleef hoe ons Vader dit wat in die hart brand vanoggend, werklik waar net kom lig, vars maak, nuut maak. En sy gees opnuut net 'n nuwe lewe kom plant in ons harte. Mag ons vry wees. Mag ons vry wandel in hom.